Nou my liewe broer en suster, as ons hierdie gedeelte lees, dan sit so half of 'n mens wil sê, wow, sjoe. Hier word baie goed gesê wat 'n direkte impak het op my en op jou lewe. Nou hierdie Pinksterreeks wil ek probeer toeëien aan die Onse Vader gebed. En aan die begin, soos vanoggend met die erediens, wil ek wegval en ek gaan dit doen in die hand van 'n vraag. Wat was jou eerste reaksie toe jy hoor ons gaan hierdie week Pinkster rondom die Onse Vader gebed reël? Wat was jou eerste reaksie? Was dit 'n gevoel dalk van opgewondenheid om meer te leer? Of was dit 'n gevoel van ag dominee? Ons ken mos die Onse Vader van kleindag af. Wat wil jy nou vir ons meer sê oor die Onse Vader? Nou as ons eerlik is, dink ek dat baie van ons hier dalk nie so opgewonde is oor die tema soos wat ek op hierdie stadium is. Hoekom? Alrede wat ek kan gee is dat dit waarskynlik weens die oorbekendheid van hierdie modelgebed in die Bybel is dat ons so gevoel het. Want in ons voorbereiding vir vandag se preek het ek 'n wonderlike en 'n heerlike herontdekking gemaak. Dis iets wat ek geweet het en ek dink wat elkeen van u ook weet. Tog was hierdie herontdekking van iets wat vir my bekend was, het dit vir my 'n nuwe kwaliteit gekry, 'n nuwe rykheid wat daarin gegee is, wat ek nog nooit tevore regtig raak gesien het nie. Dit was so half asof 'n mens by dit verbygekyk het, of jy dit nie raak gesien het nie. En nou is jy hoop ek nuuskierig om te weet, wat was hierdie herontdekking wat dan vir my opgewonde gemaak het? En dan is dit amper die inleiding vanaand tot hierdie Pinksterreeks oor die Onse Vader. En dan verse 7 en 8, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. En jy sal nou dadelik hoor ek al die nuwe vertaling hieraan. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom gevra het. Jesus Christus is aan die woord en hy sê in vers 8, dat ons nie nodig het om baie woorde te gebruik wanneer ons met die Here praat. Dit is asof hy sê, dat ons nie die Here moet oortuig van dit wat ons vir hom wil sê nie. Ons hoef eintlik nie eens te vra nie, want hy weet. Ons Vader weet wat ons nodig het, nog voordat ons daaraan dink om te vra. En dan is dit so amper asof Jesus sê dat ons nie nodig het om ons behoeftes aan die Here bekend te maak nie, want ons hemelse Vader weet dit mos klaar. Maar ons doen dit om ons afhanklikheid van God voor hom te bely. Ons erken dat ons sonder hom tot niks in staat is nie. En hierdie is die herontdekking wat ek gemaak het in my voorbereiding in die verkondiging van die woord. Ons hoef nie vir die Here te sê wat ons nodig het nie. Hy is ons Vader en hy weet wat ons nodig het nog voordat ons nodig het om te vra. Maar hy wil tog van jou en van my weet dat ons afhanklikheid van hom bely. Hierdie kennis en die insig het 'n ingrypende implikasie vir nie net ons gebedslewe nie, maar ook vir ons hele geloofslewe. Voel dit nie baie keer asof alles in die lewe teen ons draai nie? Ons voel soms so verlore in 'n stikkende wêreld daar buite. Baie slegte dinge waarvan ons bang is, kan met ons gebeur en het dalk al met van u gebeur. Jy word dalk baie siek. Jy verloor dalk weens regstellende aksie of ander redes jou werk en jy sien nie meer regtig kans vir die toekoms nie. Dalk word jy ernstig beseer in 'n motorkaping. Jy word dalk verkragt tydens 'n inbraak. Jou man of jou vrou of jou kind kom te sterwe en daar's 'n leemte in jou lewe. Voorwaar 'n stikkende en 'n siek wêreld waarbinne u en ek
moet leef. Ons is bang vir hierdie dinge, want dit is realiteite. Dit is goed wat gebeur, of ons daarvan hou of nie. Nou bid ons tot die Here, dat hierdie dinge tog nie met ons moet gebeur nie. Hy moet ons tog van hierdie dinge bewaar, en dit soos ons verlede Sondag aand in die Bybelstudie toe sê iemand, ons gebede lyk soos 'n inkopieslyste. Ek moet hierdie nodig, nee, hierdie moet ek los, hierdie moet ek vat, nee, hierdie moet ek los. Iemand anders, as ek die Engelse woord mag gebruik, sê, dit is 'n to-do list. Here, dit moet U doen. Here, dit moet U asseblief nie doen nie. Here, maak so. Here, ek wil dit hê. Die Here wil hê ons moet van hom vra om ons te bewaar. So sal ons later in ons reeks in Onse Vader ook daarby uitkom. Maar kom ons laat die lig van Matteus 6 vers 8 op hierdie tipe gebed kon val. In Matteus 6 vers 8 noem Jesus die hemelse Here ons Vader. In Jesus het die Here inderdaad ons hemelse Vader geword. Deur Jesus het die hemelse Vader ons as sy kinders aangeneem deur die dood van sy seun aan die kruis. Dit beteken dat die hemelse Vader vir ons sorg soos 'n Vader. Kom ons dink vir 'n oomblik na oor hierdie sorg van 'n aardse pa en ma aan hulle kinders. En nou sit baie van u hier wat al reeds kinders het, dalk is dit kinders wat al groot is. Hulle weet so goed dat hulle kinders sekere goed nodig het, nog voordat die kinders gevra het. Dan is baie keer in 'n ouer se hart, wil jy gee om te help. Pa en ma weet byvoorbeeld dat 'n kind môre honger gaan wees. En vooraf beantwoord hulle al hierdie kind se vrae en hierdie behoeftes deur betyds kruideniersware te koop om in hierdie behoefte van sy kind te voorsien. Werk dit nie veel meer so met ons hemelse Vader nie? Hy weet mos wat ons nodig het lank voor ons dit vra. Hy sê hy is ons Vader. Sal hy nie vir ons sorg nie? Al vra ons hom ook nie daarvoor nie. Lees ons nie die woord van God, as hy dan vir die voeltjies van die veld sorg, hoeveel te meer vir jou wat sy kind is. Hy sal vir ons sorg, want sy sorg is veel beter as enige pa op aarde. Beter as enige moeder wat vir hulle kinders met soveel liefde omsien. Hy, ons hemelse Vader, weet wat ons nodig het, en hy sorg lank voor die tyd vir elke ding wat ek en jy nodig het. Nou watter perspektief en watse visie gee hierdie wete vir jou in jou lewe? As jy hierdie dinge weet, wat beteken dit vir jou? 'n jaar of 3 gelede het ek ook in die voorbereiding van 'n Pinksterreeks preke gelees van 'n Duitse dominee tydens die Tweede Wêreldoorlog daar in Duitsland. Hy het preke gelewer aan die geallieerde magte daar in Duitsland wat gebombardeer was. Deur die loop van hierdie preekreeks is die stad waar hy gepreek het stelselmatig deur hierdie bomaanvalle verwoes. Nou dink jouself net vir 'n oomblik in hoe dit moet wees om in 'n stad te lewe en in spanning te wag vir sirenes wat afgaan. En as die sirenes afgaan, dan moet jy hardloop vir die bomskuiling. Terwyl jy hardloop, gaan gedagtes deur jou kop soos, gaan 'n bom my dalk nou tref? Gaan my huis staan as die aanval verby is? Gaan ek oorleef? Gaan my geliefdes oorleef? In een van die preke oor die Onse Vader het dit wat daardie dominee gesê het, op die volgende neergekom. Die Onse Vader gebed begin met 'n troos. Die Vader weet, dit moet ons duidelik insien, voordat ons begin bid. Dit skep by ons daardie nodige kalmte, daardie nodige respek. Ons is nie gespanne en angstig wanneer ons lostrek met ons woorde nie. Selfs in die bomskuilings, voordat ons ten hemele roep dat ons huise en ons lewens bewaar mag word, en voordat ons die ontploffings van die heilende bomme probeer voorwees met ons gebede van Here help, selfs daar, sê hy, was hulle rustig en kon hulle sê, ons Vader weet, ons Vader weet. Hy weet nou eenmal wat vir ons goed is,
met die oog op die lewe en die ewigheid. Of ons nou dakloos of beroof van alle menslike sekuriteit in hierdie nag moet uitstap, ons sal lewe en of ons tot sy ewigheid opgeroep word. Een ding is daardie troos. Die Vader weet daarvan. Daarom kan ek as gelowiges rustig lewe. Uit hierdie rus, uit hierdie vrede wat in jou hart met die Here gesluit het, mag jy dan nou bid. 'n Ander vertaling van hierdie woorde van die dominee is soos volg, en ek haal dit graag aan. Hy sê, as die sirenes loei en julle kinders teen die bors vasdruk en afhardloop in die bomskuilings, fluister 'n oomblik in jou hart, ons Vader weet. Dan sal julle gebede om hulp verander van die beangste geskreeu van paniekbevange mense na die stem van kinders wat met hulle goeie Vader praat. Is dit hoe my en jou gebed al lyk? Genadiglik is ons nog nie nodig om te hardloop vir bomskuilings en weg te hardloop en te vrees nie. Maar is jou en my gebed al daar, dat ons in rustigheid, in dankbaarheid tot die Here kan nader? Sien u nou, geliefdes, die wonder wat vir ons oopgaan as ons hierdie perspektief van die Here ontwikkel. Ons Vader weet. Hy weet vooraf alles wat ons nodig het. Wanneer iets op ons lewenspad kom, ook die slegte dinge soos bomme of oorlog, soos in hierdie dominee se geval, dalk siekte of dood, geweld of misdaad, dalk verkrachting, dalk moord, moenie paniekerig raak nie, want ons Vader weet. Aardse ouers weet vooraf wat hulle kinders gaan nodig kry en tref voorsorg. Hoeveel te meer dink u, ons hemelse Vader wat ons geskaap het, wat weet wat elke individu se behoefte gaan wees, wat weet wat ons nodig het, hoeveel beter sal hy nie sorg nie. Moet daarom nie paniekerig raak nie, raak rustig en weet jy is in die hande van jou hemelse Vader. Sien u nou, hoekom ek gesê het, ek is opgewonde oor hierdie reeks van die Onse Vader? Môre aand begin ons met ons Vader wat in die hemel is. As ons hierdie dinge reeds aan die begin van die Onse Vader weet, die oomblik as ons aanbid, Onse Vader, watter 'n heerlike nuwe perspektief gaan dan nie oop, as ons die verskillende bedes van die Onse Vader gaan bestudeer nie. Immers, wat wil die Here hê ons deur sy gebed leer? As hy ons leer om vir dinge te bid, wat hy al voorsien nog voordat ons bid. Daarom wil ek vir u vra, wees getrou, stap saam met my deur hierdie ontdekkingsreis van die Onse Vader, en ek glo, nuwe wêrelde gaan vir jou oopgaan. Dit het vir my oopgegaan in die voorbereiding. Ek het opnuut besef hoe groot die God is wat ons aanbid. Ek het opnuut besef wat hy bereid is om te doen vir sy kinders wat hom liefhet. Ek het opnuut besef hoe belangrik ek as sondaar mens vir hom is. En ek wil dit so graag met elkeen van u deel, dat u ook daardie besef kan kry. Jy is kosbaar in God se oë, soos wat ek by die opening gesê het, omdat jy kostelik is in my oë. Daarom gee ek mense in jou lewe. Dis my gebed, dat die Here werklik elkeen van ons se skille van ons oë sal dit afval in hierdie week, dat ons opnuut 'n nuwe herlewing van Jesus Christus sal beleef in die Onse Vader gebed. En daarom wil ek vra, dat u ook sal bid, dat die Here ons sal seën met hierdie oordeenkinge, dat dit sal wees tot sy eer, tot sy verheerliking, maar tot my en jou saligheid. Amen. Kom ons bid saam, of kom ek gee eers geleentheid vir stil gebed, en dan sal ek, as ek hoor dit word stil, as daar nie meer iemand is wat wil bid,